Goeiemôre, liewe gemeente, vriende, familie, almal wat van ver af gekom het, almal wat van naby af gekom het. Het is 'n groot voorreg om vanmôre saam met julle in die huis van die Here te kan wees. En in die besonder wil ek vanmôre vir almal wat van NG Kerk Diamantveld af hier by ons kuier, ook vir julle baie welkom sê hier by ons vanmôre, vir Dominee Pieter Roux en jou span. Baie welkom en ons hoop dat julle ook vanmôre 'n besonderse ontmoeting hierso saam met ons sal hê op hierdie wonderlike Paas Sondag, Opstandingssondag. As ek my feite reg het, Pieter Roux, nou moet jy my net reg help. Kimberley Suid het van Diamantveld af afgestig. En toe het Kimberley Suid en Kimberley Noord uiteindelik saam met 'n paar ander gemeentes harmonie gevorm. Is my geskiedenis nou reg. So ons het vanmôre die voorreg om ons moedergemeente bietjie by ons te hê. En wat 'n voorreg is dit nie om ook saam te kan kerk wees en saam te kan kerk hou op hierdie besonderse Sondag. Die Here leef. Hy het opgestaan. Die graf is leeg. Die Here Jesus leef. Familie, mag julle vanmôre 'n heilige ontmoeting hê met die lewende Here. Mag julle in hierdie diens die Here ontmoet, om ervaar en om beleef soos nog nooit tevore nie. Mag sy teenwoordigheid vir julle vandag besonders wees. Baie welkom in hierdie erediens, familie. Amen. Heilige Here Jesus, Here, hoe wonderlik om op hierdie Opstandingssondag by mekaar te kan wees om die boodskap van die leë graf te kom vier. Here, wat 'n voorreg om as gemeentes saam te kan wees. Here, om U naam te kom loof en prys en te kom groot maak. Here, en ook te herdenk. Maar Here, help ons dat wat ons hier vandag doen, wat ons hier hoor, wat ons hier beleef, nie net hier sal bly nie, maar dat dit saam met ons hier sal uitgaan. Vader, ons kan dalk nie altyd in woorde sit dit wat U vir ons gedoen het aan die kruis nie. En ons kan ook nie in woorde sit dit wat gebeur het by die graf nie. Maar hoor ons dank dat U dit vir ons gedoen het. Bly by ons, Here. Amen. Familie, ons skriflesing vanmôre kom uit Matteus 28 uit en ons lees Matteus 28 verse 1 tot en met vers 16. En ons gesels vanmôre rondom die tema hy is nie hier nie. Ek lees vir ons uit die 2020 vertaling uit. Na die Sabbat teen dagbreek op die eerste dag van die week het Maria Magdalena en die ander Maria gegaan om na die graf te kyk. Skielik was daar 'n groot aardbewing, want 'n engel van die Here het uit die hemel neergedaal, nader gegaan, die steen weggerol en daarop gaan sit. Sy voorkoms was soos weerlig en sy klere wit soos sneeu. Uit vrees vir hom het die wat die graf bewaak gebewe en soos dooies geword. Toe antwoord die engel die vroue en sê: Moenie langer bang wees nie, want ek weet julle soek Jesus die gekruisigde. Hy is nie hier nie, want hy is opgewek soos hy gesê het. Kom kyk na die plek waar hy gelê het en haas julle en gaan sê vir sy disippels, hy is opgewek uit die dood. Kyk, hy gaan voor julle uit na Galilea. Daar sal julle hom sien. Dit het ek vir julle gesê. Met vrees en groot blydskap het hulle haastig van die graf af weggegaan en gehardloop om die boodskap aan sy disippels oor te dra. Onverwags het Jesus hulle tegemoet gekom en gesê: Gegroet. Hulle gaan toe nader, gryp sy voete en aanbid hom.
Daarop sê Jesus vir hulle: "Moenie langer bang wees nie, gaan sê vir my broers dat hulle na Galilea moet gaan. Daar sal hulle my sien." Terwyl die vroue op pad was, het enkele van die wagte na die stad gegaan en alles wat gebeur het aan die leierpriesters berig. Die leierpriesters het toe met die familiehoofde bymekaar gekom en 'n besluit geneem om 'n groot som geld aan die soldate te gee met die opdrag: "Sê, sy disippels het in die nag gekom en hom gesteel terwyl ons geslaap het. En as die prokurator daarvan te hore kom, sal ons hom gerusstel en sorg dat julle nie in die moeilikheid beland nie." Hulle het die geld toegeneem en gemaak soos hulle voorgesê is. Hierdie storie word tot vandag toe onder die Jode versprei. Tot sover. Familie, daar is sekere woorde in hierdie lewe wat jou hele wêreld omver kan gooi. Woorde wat jou drome, jou verwagtinge en op 'n manier tot selfs jou geloof bietjie kan skud. Nou daar's 5 woorde in die Matteus Evangelie wat hierdie effek gehad het. En die vroue van wie ons nou net gelees het, hoor hierdie 5 woorde op daardie eerste Paasondag. Hy is nie hier nie. Dis nie wat hulle verwag het nie. Hulle het waarskynlik die oggend daarna toe gegaan met swaar harte. Hulle het waarskynlik die speserye en die olies en die goed saamgevat wat hulle sou moes gebruik het om die liggaam te balsem. Hulle het nie met vreugde en met opgewondenheid na die graf toe gegaan nie. Hulle het verwag om 'n liggaam te gaan sien en toe vind hulle niks. En ek dink as 'n ou in daai oomblik net vir 'n oomblik kan stil staan by hierdie vroue en dit wat hulle moes beleef het, dit wat hulle moes gedink het in daai oomblik, moes dit iets gewees het om te aanskou. Want hulle was getroue volgelinge van Jesus. Hulle het vir Jesus gevolg van Galilea af, saam met hom gewerk, saam met hom beweeg vir hoeveel jare. Hulle het by sy kruis gestaan. En nou kom hulle na die graf toe, daar waar hulle vir oulaas nog iets vir Jesus sou kon doen. En wat kry hulle daar? Hulle kry 'n aardbewing, 'n engel, 'n leeg graf en woorde wat alles omvergooi, wat alles omkeer. Hy is nie hier nie. En ek dink hierdie woorde tref hulle soos 'n koue wind. Dis woorde van verlies wat hierdie engel sê. Dis woorde wat verwarring skep en ek kan my indink dat dit woorde is wat amper half 'n geloofskrisis laat ontstaan het by hierdie mense. Kan jy jou indink wat se vrae deur hierdie mense se koppe moes gegaan het, deur hierdie vroue moes gegaan het in daai oomblik. En ons lees daarvan vers 11 af dat die wagte wat die graf moes oppas dadelik na die leiers toe gegaan het, die kerkleiers toe gegaan het en gaan sê, hoor hierso, kerels, dis wat hier gebeur het, kom ons vertel vir julle wat hier gebeur het. En onmiddellik ontken die Joodse leiers dit wat gebeur het en hulle maak hierdie leuen op om seker te maak dat die waarheid van die evangelie nie uitgaan nie. Maar as ons terugdraai, vind ons die vroue by die graf, alleen, in stilte daar, en ek dink hulle worstel verskriklik met wat hier aan die gang is. En ek dink almal van ons kan so half onsself indink om hierdie vir onsself persoonlik te maak, want hoeveel van ons was al op 'n plek waar ons verwag het om die Here te ontmoet, om die Here te sien, en dan is dit stil, dan is dit leeg. Dis anders as wat ons verwag het. Maar gelukkig, familie, is die Engelse woorde nie 'n doodloopstraat nie. Want die leë graf bring hierdie nuwe werklikheid na vore wanneer die engel verder praat. Nadat hy daai 5 gevreesde woorde gesê het, gaan hy verder en hy sê, hy het opgestaan soos hy gesê het. En dit teken mos die prentjie na iets groters toe. Dit skep mos die verwagting na iets anders toe. Maar uiteindelik bevestig dit net wat Jesus vir hulle al die tyd gesê het, maar wat hulle nie wou glo nie. Die engel sê, hy is nie hier nie, want hy het opgestaan soos hy gesê het.
En hierdie afwesigheid in daai oomblik soos daai sin voltooi het, word nie meer is dan nie meer woorde van verlies nie, maar dit word woorde van 'n oorwinning. Dit word woorde wat dui op die oorgang na die nuwe, na die opgewekte Christus wat die dood oorwin het. Maar dan gaan die engel nog verder in sy gesprek met die vroue. Hy sê hy gaan voor julle uit na Galilea toe en daar sal julle hom sien. Gaan sê dit vir die disippels, sê hy vir hulle. Nog na Galilea toe. En mense sou verwag het dat Jesus dalk hier by die tempel sou sy opwagting gemaak het. Jy weet, hy het nou vir hoeveel jaar hierdie boodskap oorgedra van die nuwe verbond, die nuwe koninkryk wat in hom sal opstaan. Dan verwag 'n ou dat wanneer hy opstaan, hy dit nou op 'n groot plek gaan doen. Maar nee. Jesus sê vir sy disippels, ek kry julle in Galilea. Nie by die tempel of by een of ander heilige plek nie. Ek gaan julle ontmoet in julle daaglikse lewe. Daar waar julle gewerk het, waar julle families is, waar julle gesinne is, waar julle huise is, daar waar julle in julle gewone daaglikse menswees leef, daar gaan ek julle ontmoet, sê Jesus vir hulle. Jesus sê op 'n manier hier, moenie hier by die graf bly sit nie. Moenie hier kom staan en vashou aan hierdie verlede nie. Moenie die lewende Here soek in die plek van die dooies nie. Hy gaan julle vooruit, sê hy, soos altyd. Hy is nie weg nie, hy is vooruit. Hy is nie vasgevang in een of ander monument soos 'n graf nie. Hy is nie vasgevang in die verlede nie, maar hy is op pad met ons in ons teenwoordige lewe, ons teenwoordige werklikheid, op ons normale gang van die lewe. Familie, ons kom nie vanoggend na die graf toe nie. Ons bring nie rouspeserye en olies en goedjies om te balsem nie. Ons bring ook nie 'n laaste eerbewys aan 'n leë graf nie. Ons kom vanmôre na die tafel toe, want hy leef. Hy is nie in die graf nie. Hy is hier. Hy is in eenvoudige elemente soos brood en wyn. Nie vasgevang in 'n liggaam wat nie meer kan beweeg nie, maar teenwoordig in die hart van elkeen wat hom onthou en in hom glo. Die Here Jesus het gesê by die Pasga maaltyd aan sy disippels, dit is my liggaam, dit is my bloed. Die leë graf, familie, bring ons na die voltafel toe. Die stilte van die leë graf, die stilte, die oorverdowende stilte van daai graf word oorgedra na 'n stem toe wat sê, kom eet, kom drink en onthou my. Miskien voel jy soms soos daai vroue. Jy gaan soek vir Jesus, maar jy kry net 'n leë plek. Jy kyk terug na 'n tyd in jou lewe, miskien toe jou geloof anders gelyk het. Jy kyk rond in jou lewe nou en jy voel dalk, hy is nie hier nie. Maar hoor weer die boodskap van die engel vanmôre. Hy is nie hier nie, want hy het opgestaan. Hy is nie hier nie, want hy leef. Hy is nie hier nie, want hy gaan jou vooruit. Hy is nie in die graf nie, hy wag vir jou by die tafel. Hy wag nie vir ons as 'n God van ver af nie, maar as die lewende Here wat sy liggaam en sy bloed vir ons gegee het. En daarom, liewe familie, nooi hy ons nou nie na 'n graf toe nie, maar na die tafel toe. Na die tafel waar die brood gebreek word. Tafel waar die wyn uitgestort word. 'n Tafel waar hy, die lewende Here, homself kom gee vir ons.
Soos die vroue wat daardie oggend met vrees en met blydskap van die graf af weggehardloop het, kom ons ook na hierdie tafel toe vanmôre familie met 'n verwagting, met dankbaarheid, met 'n opgewondenheid oor die heilige Here Jesus wat ons hier gaan kom ontmoet. Want soos die engel gesê het, hy is nie daar nie. Hy is hier. By ons, in ons, deur ons. Mag, wanneer ons vanmôre hier by die tafel kom aansit, en wanneer ons hier gaan uitloop, die boodskap, die uitnodiging, die belofte van die Here saam met ons gaan. Mag ons waarlik beleef en besef, hy is nie hier nie, want hy het opgestaan. En mag die opgestane Here saam met elkeen van ons op hierdie lewensreis bly. Mag ons beleef dat hy ons vooruit gaan, want hy is nie in die graf nie, want hy lewe. Amen. Kom ons bid saam. Here Jesus, Here, U is nie in die graf nie, want U leef. Here, U is nie weg nie, U is teenwoordig by ons. Here, U nooi ons nie om te treur nie, maar eerder om te kom vier. U nooi ons nie om aan 'n graf vas te hou nie, maar om aan die tafel te kom sit. Here, mag ons U beleef rondom hierdie tafel. Mag ons U hoor, U sien, en mag ons in die teenwoordigheid bly leef. Ontmoet ons, Here, daar waar ons U nodig het. Ontmoet ons op ons lewensreis. Lei ons op daardie reis. Vader, ons dankie. Ons loof U, ons prys U. In U naam alleen kom ons vanmôre bymekaar en ons sê, hy leef. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie dat ons hierdie tema kan verkort. Ons kan die 2 nuus uithaal. God is hier. Dit kan ons vanoggend glo. Die tekens wat ons nou gaan gebruik, die nagmaal is juis die teken daarvan. U is hier. Ons aanbid U as daardie God. U is nie meer iewers in 'n plek nie, U is oral. U is by ons, U is in ons. Klein kindertjies sal vir jou vertel, Jesus woon in my hart. En ons glo dit vanoggend. Dankie vir die wonderlike voorreg om hier saam te wees. Dankie dat ons ook hier kan wees. Ons ou moeder, wat saam met ons dogter kuier. Seën hierdie geleentheid vir ons asseblief. In Jesus se naam bid ons dit. Amen. Die kleed herinner ons aan die kleed waarin Jesus se liggaam in toegedraai is. Op daardie Paasmôre was dit eenkant opgerol en die graf was leeg. Saam juig ons. Die Here het waarlik opgestaan. Die brood herinner ons daaraan dat Jesus daardie aand van sy opstanding saam met 2 van sy volgelinge geloop het op die pad na Emmaus. Toe hulle die brood saam breek, het hulle herken dat hy die opgestane Heer was. Saam juig ons. Die Here het waarlik opgestaan. Die wyn is vir ons die teken dat sy bloed vir ons gestort is tot 'n volkomme versoening vir al ons sondes. Saam juig ons. Die Here het waarlik opgestaan.
Die kers word aangesteek om ons te herinner dat die duisternis die lig nie kon uitdoof nie. Christus is die lig vir die wêreld. Saam juig ons. Die Here het waarlik opgestaan. Moenie skrik nie. Jesus is nie by die dooies nie. God het hom uit die dood opgewek. Saam juig ons. Die Here het waarlik opgestaan. As Christus nie opgewek is nie, is ons prediking sonder inhoud en ons geloof is niks en leeg. Saam juig ons. Die Here het waarlik opgestaan. As ons net vir hierdie lewe op Christus hoop, is ons die bejammeringswaardigste van alle mense. Saam juig ons. Die Here het waarlik opgestaan. Moenie skrik nie. Jesus is nie by die dooies nie. God het hom uit die dood opgewek. Saam juig ons. Die Here het waarlik opgestaan. Dood, waar is jou oorwinning? Dood, waar is jou angel? Saam juig ons. Die Here het waarlik opgestaan. Die heerskappy oor die hele wêreld behoort aan ons Here en sy gesalfde. En hy sal as koning heers tot in ewigheid. Saam juig ons. Die Here het waarlik opgestaan. In Markus 16, Matteus 26, lees ons hierdie woorde: Op die eerste dag van die fees van die ongesuurde brood kom die disippels na Jesus toe en vra: Waar wil u hê moet ons gaan regmaak vir u om die Paasmaaltyd te eet? Jesus het geantwoord: Gaan in die stad na so en so toe en sê vir hom: Ons leermeester sê, my tyd is naby. In jou huis wil ek saam met my disippels die Paasmaaltyd hou. En terwyl hulle eet, vers 26, het Jesus die brood geneem en die seën gevra. Daarna het hy dit gebreek en vir sy disippels gegee met die woorde: Neem, eet, dit is my liggaam. Kom ons neem daai stukkie brood en ek breek dit simbolies soos wat Jesus se liggaam vir ons gebreek is, en ons deel dit met mekaar en kom ons eet dit. En as jy proe dis brood, dan weet jy, so werklik soos wat jy dit kan proe, so werklik het Jesus se liggaam aan die kruis van Golgotha vir ons gehang en is dit vir ons gebreek. Kom ons eet dit. Toe neem hy 'n beker en nadat hy die dankgebed uitgespreek het, gee hy dit vir hulle en sê: Drink almal daaruit, want dit is my bloed, die bloed waardeur die verbond beseël word en wat vir baie vergiet word tot vergewing van sonde. Kom ons vat die klein kelkie wyn of druiwesap. Die beker wat ek hier in my hande het, is ook maar net 'n simbool van die bloed van Jesus Christus. As jy dit kan ruik, as jy dit kan proe, dis sy bloed tot volkomme versoening vir al ons sondes gevloei het aan die kruis van Golgotha. As jy gehoor het, elke keer as hy die brood neem of die wyn neem, dan staan daar en hy het 'n dankgebed uitgespreek. Kom ons maak ons oë toe, dan hoor julle hierdie dankgebed saam met my. Ek wil die Here loof met alles wat in my is, wil ek sy heilige naam loof. Ek wil die Here loof en nie een van sy weldade vergeet nie. Dit is hy wat al my sonde vergewe, wat al my siekte genees, wat my red van die graf, my met liefde en ontferming kroon, wat my die goeie in oorvloed laat geniet, my die jeugdige krag van die arend skenk. Die Here laat reg en geregtigheid geskied. Barmhartig en genadig is die Here.
Lankmoedig en vol liefde is die Here. Hy sal ons sonde nie bly toereken nie en nie vir ewig toornig bly nie. Hy handel met ons nie volgens ons sonde nie, vergeld ons nie vir ons ongeregtighede nie. Want so groot as die afstand tussen die hemel en die aarde is, so groot is sy liefde vir die wat hom dien. So ver as die ooste van die weste af is, so ver verwyder hy ons sondes van ons af. Soos 'n vader hom ontferm oor sy kinders, so ontferm die Here hom oor die wat hom dien. Die mens, sy lewensduur is soos die van gras, soos die van 'n veldblom wat oopgaan, en as die woestynwind daaroor waai, is dit weg. Maar onverganklik is die liefde van die Here. Loof die Here, magtige engele. Loof die Here, alle hemelwesens, almal wat deur hom geskep is. Loof die Here op al die plekke waar hy heers. Dankie Here. Ons loof U vanoggend in hierdie kerkgebou. Dankie dat ons hoor hoe lief U ons het. Onverganklik is die liefde van die Here. Dankie dat ons kon proe hoe smaak U verlossing. U liggaam, die brood, U bloed, die wyn. Ons bring vanoggend as gemeente saam al die eer en die lof en die aanbidding aan ons hemelse Vader. In en deur sy Seun Jesus Christus het hy vir ons redding bewerk. Ons loof U naam, Here. Amen. Vang die seën van die Here en gaan in sy vrede na julle huise. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot ons redding verskyn en ons genadig wees. Die Here sal ons gebede verhoor en aan ons vrede gee hierdie Paasfees.